8, en julle kan gerus soontoe blaai so lank, Romeine hoofstuk 8. Dis so 'n entjie verby Genesis as julle sukkel. Ek ken 'n man wat op die ouderdom van 33 sy pa se kind geword het. Hy is uit sy pa gebore en volgens die wet was hy sy pa se kind en hy het in sy pa se huis groot geword, maar in sy hart was hy nie sy pa se kind nie. Hy was geweldig opstandig en rebels teen sy pa. En hy het sy pa teengegaan op elke hoek en draai. Hulle het menigte kere koppe gestamp, groot beklei gehad. Want hierdie kind het nie in sy hart voor sy pa gebuig nie. In Engels praat ons van submit nie. Hy het sy pa nie regtig erken as pa, as die een wat mag sê, wat mag kies nie. En so het dit aangegaan vir 'n lang tyd en daar was menigte gevegte, menigte stryd en ongelukkigheid en rusie. En dit het al erger en erger geword. Tot eendag wat daar iets in sy lewe gebeur het, wat sy gedagtes, sy denke oor sy pa verander het. Wat sy hart verander het. En hy het na sy pa toe gegaan en vir sy pa gaan sê, "Ekskuus, ek was verkeerd. En ek is jammer, ek het nie gelewe soos pa se kind nie." En op 33 het daar versoening tussen hulle gekom en het daar 'n groot skuif gekom. Vir die eerste keer in sy lewe leef hy soos sy pa se kind. Dit beteken ouens, nie elke kind wat uit 'n pa en 'n ma gebore is regtig hulle kind nie. Fisies is hy hulle kind, maar geestelik en emosioneel is dit nie altyd so nie. En daar's 'n versie in die Bybel wat daaroor praat. In Romeine 9 vers 6 staan daar, immers nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie. En nie almal wat nakomelinge van Abraham is werklik kinders van Abraham nie. En dit gaan oor hierdie ding van jou hart. Is jou hart die hart van 'n kind? Kom ons lees nou saam hierdie gedeelte in Romeine 8. Ons lees van vers 14 af. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders van God is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons is hier in lydenstyd, waar ons terugdink aan Jesus se tog na Jerusalem, op pad om die offer te bring, wat my en jou red. Wat vir my en jou alles verander. En wanneer ons daaroor praat, dan is een van die groot dinge wat Jesus se offer vir ons gebring het, dat ons kinders van God kan wees. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is immers kinders van God.
En dis 'n teken van ware kindskap. As jy wil weet of jy God se kind is die vraag, laat jy jou lei deur sy Gees. Sy Gees maak vir ons bekend wat God se wil is in elke omstandigheid. En kinders luister. Ouens wat nie God se kinders is nie, luister nie. Dis die teken van ware kindskap, sê Paulus vir ons in hierdie gedeelte. Byvoorbeeld, as ek nou sou sê, iemand sê vir ons, hy het tot bekering gekom, en hierdie ou het altyd 'n rowwe lewe gelei, hy het gedrink en dronk geword, en as hy dronk was, het hy allerhande chaos aangerig, en hy het beklei, en hy het verskriklik lelik gepraat, selfs as hy nugter is. En nou sê hy tot bekering gekom, en nou kom hy kerk toe, maar hy vloek nog net so. Hy drink nog net so. Hy beklei nog net so. Gaan ons hom glo? Het hy regtig tot bekering gekom? As niks verander nie. As ons nie kan sien, dat hy nou na God luister nie. Nee, ons gaan dit bevraagteken, en dalk sê, dit was nie ware bekering nie. Nou ons almal het al beleef, hoe die Heilige Gees ons lei. En ek wil nou sommer 'n paar voorbeelde noem. Partykeer gebeur dit dat jy dalk iets wil sê, en dan is dit asof hier iets binne in jou sê, nee, moet dit nie sê nie. Dis die Gees. Of jy sien iemand, en is asof jy net skielik raak sien, hierdie persoon het 'n probleem, hierdie persoon is af, en jy beleef hier in jou hart, jy moet met hierdie persoon gaan praat. Dis die Gees. Of jy kom in 'n situasie, waar 'n groep, die groep waarin jy is, iets wil doen, en jy beleef net, jy moenie saamgaan met hierdie ding nie. Of jy is by iemand wat op 'n manier met jou optree, wat jou regtig kwaad maak, en net toe jy wil praat en iets sê, toe kom 'n teksvers in jou kop op. En jy weet, ek kan dit nie sê nie. Dis hoe die Heilige Gees ons lei. En as jy luister na daai stem wat met jou praat, daai gedagtes wat in jou opkom deur die Gees, dan luister jy na God. En as jy dit nie gehoorsaam nie daarna luister nie, dan luister jy op daai oomblik ook nie na God nie. Nou almal van ons moet seker bely, dat daar kere is wat ons nie luister nie. En dis hartseer. Want elke keer wat God so met my en met jou praat, en ek luister, dan bring dit my hart eintlik bietjie nader aan God. En as ek weer luister, dan bring dit nog bietjie nader. Maar elke keer wat ek nie luister nie, wat ek my hart verhard wanneer die Heilige Gees met my praat, dan beweeg my hart so 'n klein bietjie weg. En so 'n klein bietjie weg. En hoe meer ek my hart verhard en nie luister na die Heilige Gees nie, hoe makliker word dit om nie te luister nie. En hoe kouer word my hart teenoor die Here. So as jy vandag bietjie dink aan jou eie hart, is dit in jou hart regtig voorop 'n prioriteit, hoe groot prioriteit, om na God te luister? Dis die teken van kindskap. Dis wat 'n kind doen. Hy luister na sy ouers. Of moet jy dalk vanmôre vir die Here sê, Here, ek besef, ek het begin om my hart te verhard. Ek beleef hoe U met my praat, maar ek luister nie. Ekskuus daarvoor. Ek is verkeerd. En ek vra U help my nou om dit te verander. Dis die eerste groot gedagte wat ek met julle wil deel
die teken van ware kindskap. Daai gesindheid van jou hart van 'n kind wat na sy vader of moeder luister. En dis die teken van ware kindskap teenoor God ook, wanneer ons laat lei deur die Gees van God. Tweede gedagte wat ek met julle wil deel, is die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Nou, 'n slaaf het heeltemal 'n ander motivering hoekom hy na sy baas luister as wat 'n kind het oor hoekom hy na sy pa luister. 'n Slaaf luister uit vrees. Hy doen wat sy baas sê omdat hy weet as hy dit nie doen nie, is daar moeilikheid. Baie keer is slawe wreed geslaan as hulle nie gedoen het wat die baas gesê het nie. En dan het hulle gehoorsaam en gedoen wat die baas sê omdat hulle bang is hulle gaan weer slaag kry. En God wil nie hê dit moet ons motivering wees om hom te dien nie. Ja, uiteindelik is dit seker so dat elkeen van ons weet, ons het nodig om groot eerbied en respek aan God te betoon, want hy is God en hy is die regter. Maar ek gehoorsaam hom nie net uit daai vrees nie. Ek gehoorsaam hom omdat ek hom liefhet. En dis die gesindheid van 'n kind. 'n Kind gehoorsaam sy pa, sy ma, omdat hy hulle liefhet. Omdat hy hulle leer ken het, omdat hy respek het vir hulle. Omdat hy weet, hulle het my lief en hulle wil vir my doen wat die beste is. Daarom kom die Heilige Gees na elkeen van ons toe om God aan ons te openbaar. Hy wil hê ons moet God ken soos wat hy regtig is. Hy wil hê ons moet God se liefde vir ons ken. Ons moet dit beleef. En wanneer ons God se liefde ken en beleef, dan verander dit my hart. Dan gehoorsaam ek nie meer omdat ek moet nie. Dan gehoorsaam ek omdat ek wil. En hoe meer ek God se liefde en God se trou teenoor my leer ken, hoe meer gee ek myself oor om God te gehoorsaam. Nie uit vrees nie, maar omdat hy my pa is. Omdat ek hom liefhet. Omdat ek hom vertrou. Daarom gehoorsaam ek. En dis hoe God wil hê dit in ons harte moet wees. As jy so 'n bietjie mooi dink, hoekom gehoorsaam jy God? Gehoorsaam jy hom uit vrees? Of gehoorsaam jy hom omdat jy hom liefhet? En omdat jy hom vertrou? Mag die Here ons help, as ons by vrees nog is, dat ons nie daar sal vashak nie, maar dat ons sal aanbeweeg. Dis die wegspring. Ons moet eerbied en ontzag vir God hê, maar dis net die wegspring. God wil ons verder vat na liefde en vertroue. En dan die derde dingetjie wat ek met julle wil deel, omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons erf die rykdom van Christus. En dit is vir my 'n vreeslike kosbare ding hierdie. As ons nou 'n bietjie mooi dink, God gaan nie doodgaan nie. So daar kom nie eintlik 'n tyd wat hy nou sterf en nou word alles wat syne is onsse nie. Maar hy het vir Jesus aarde toe gestuur, sy seun. En toe Jesus sterf, toe word ons sy mede-erfgename. Alles wat Jesus sin is, gee hy vir ons. Nou watter skatte het Jesus? Ek wil sommer net 'n paar noem. Die eerste is, hy het die liefde van die Vader. God die Vader het vir Jesus volmaak lief. En die oomblik wat jy vir Jesus aanneem, wat jy hom in jou hart innooi,
dan kry jy daai liefde van God. Dan word dit joune. Jesus het vrye toegang tot die Vader. As jy vir Jesus ontvang, kry jy vrye toegang tot die Vader. Jy kan enige tyd na hom toe gaan. Jy is altyd welkom, net soos Jesus. Jesus het 'n ewige blyplek by die Vader. En as jy vir Jesus innooi, dan maak hy vir jou ook plek gereed om ewig by die Vader te bly. Jesus het ewige lewe. Jesus gaan nooit weer doodgaan nie. En as jy vir hom in jou hart innooi, kry jy ewige lewe. Jesus het die Gees van die Vader, die Heilige Gees. En die oomblik as jy vir Jesus innooi, dan kom die Heilige Gees, die Gees van die Vader, ook in jou bly, om jou te beseël, om jou te merk as God se eiendom, om jou te beskerm en jou verder te vat tot die dag wat hy jou kom haal om vir ewig saam met hom in heerlikheid te wees. Jesus het 'n toekoms by die Vader. Partykeer as ons kyk na hierdie wêreld waar alles so skeef loop, ekskuus tog. As ons kyk na hierdie wêreld waar alles so skeef loop en dit voel vir ons sien nie 'n toekoms nie. Ons sien nie 'n toekoms vir ons kinders nie hier in ons land. En dan onthou ons net weer. Maar as ons vir Jesus het ons 'n toekoms by die Vader, net soos Jesus. So het jy al bietjie mooi gedink en besef hoe 'n kosbare erfenis het jy ontvang toe jy vir Jesus ontvang het. Alles wat God vir Jesus gee, het hy vir jou ook gegee. Jy is mede-erfgenaam van Jesus. En hoe dankbaar is ons oor dit. So as ek afsluit, dan wil ek net jou hierdie 3 goedjies herinner. Die eerste ding is, die kenmerk van 'n ware kind van God is, hy luister na God se gees. Luister jy na sy gees? 'n ware kind van God luister nie in die eerste plek uit vrees nie. Hy gehoorsaam omdat hy sy Vader liefhet en vertrou. En as kind van God is jy 'n skatryk erfgenaam saam met Jesus. Hoe sal ons ooit vir hom genoeg kan dankie sê daarvoor? Ons kan vir hom dankie sê deur hom lief te hê. Vader, baie dankie dat U vir Jesus gestuur het, toe ons in die haaglikste omstandighede was, toe ons absoluut verlore was. Daar was niks wat ons kon doen om onsself te red nie. Toe stuur U vir Jesus. En dankie Jesus dat U ons kom soek het, om ons te red, toe ons op die punt was om verlore te gaan. En dankie dat U ons uit daai verlore toestand uithaal, om ons kinders van God te maak. Om ons te leer om saam met God te loop deur die lewe. Hom te volg waar hy ons lei. Dankie dat U vir ons deel gemaak het van God se binnekring, van die vir wie hy lief is, vir wie hy sorg, tot in ewigheid. En dankie dat U ons saam met U laat erf het, Here Jesus, al die kosbarehede van die hemel, al die liefdesguns
wat daar in God se hart is teenoor U. Ons erf dit nou saam met U. Hoe bevoorreg is ons. En mag ons liefde Vader, ons dankbaarheid teenoor U, U hart bly maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.